Welkom by ons Heilige Week. Ek noem dit altyd Heilige Week. Dis die week net voor Paasnaweek. Ek het die voorreg om saam met jou te wandel en te reis rondom die kruis in hierdie tyd. Ons gaan na 4 woorde kyk wat Jesus dan gespreek het op die einde van sy lewe hier op aarde aan die kruis. Die eerste woord waarna ons gaan kyk vandag is versoek. Nou met dit wil ek jou graag 'n vraag vra. Wanneer laas het jy vir iemand vir hulp gevra? Nie aangebied nie, nie gevra, hoorie, hoe kan ek jou help nie, of wil jy my nie asseblief help nie? Wanneer laas was jy so broos, so kwesbaar om waarlik afhanklik te wees van iemand se hulp? Nou ek vertel jou 'n verhaal van myself. In 2019-18 was ek baie meer aktief as wat ek vandag was en ek het lekker muurbal en rugby gespeel en met alles wat ek gedoen het, kan jy glo, met muurbal toe skeer ek my Achilles mors af. Ja, jy hoor die klank, jy hoor die geweerskoot, klink soos asof iemand die deur agter jou toeslaan. En ek het daardie stadium in 'n huis gebly saam met 'n klomp huismaats en ons was almal manne gewees, so ons het ek was baie afhanklik gewees van hulle. Nog nooit so gewees nie. En nou kan ek nie eers 'n koppie koffie van die kombuis tot by die TV-kamer gedra het nie. So iemand moes dit vir my doen. Die vrouens en die tannies in die gemeente natuurlik, het hulle baie ontferm oor my en het vir my, maar eintlik vir ons, bakke en bakke vol kos gebring. En ek het net later nog gesê, dit is reg. Hulle hoef nie meer vir ons te bring nie. Ons het baie lekker geëet, maar ek het so gevoel in daardie oomblik, en ek onthou ek het daar ook vir my 'n hele teologie ontwikkel rondom hierdie vraag. Om vir iemand te vra vir hulp. Ons is baie maklik om te dien. Ons wil dien. Dis makliker vir ons om iemand te help as om gehelp te word, want dan voel ons kwesbaar. Ons sien in Johannes 19 dan lees ons hierdie verhaal. En dan lees ons van Jesus wat sê, ek is dors. Nou, dis belangrik om te weet dat hy op daardie stadium van die kruis, was hy maar nie net dors omdat hy fisies moeg was nie. Hy het nie 'n uur lank op die kruis gehang nie 2 ure nie. Inteendeel, hy was verhoor gewees, hy was gegeesel gewees, hy was ten minste 40 keer geslaan met 'n sweep, met bene en metaal op die einde, dat sy hele ribbekas en sy wonde wys. Hy moes sy kruis dra en Peter van Sirene moes hom help. Simon van Sirene. Die spykers het deur sy hande geslaan, deur sy voete. Hy lê en hang nie aan die kruis onder 'n koelteboom nie. Hy hang in die middel van die Midde-Ooste se son. Vir ure lank lê hy nou al, hang hy daar en sy liggaam is waarlik besig om op te gee. Dan uiter hy hierdie woorde. En dit is die kortste woorde wat opgeteken is van Jesus. Ek is dors. Nou in Psalm 69 is dit een van hierdie verhale wat al voor die tyd geprofeteer is oor die Messias. En dan sê hulle daar van 1000 jaar voordat Jesus gekruisig is, hulle gee my gif as voedsel en vir my dors gee hulle my as sein om te drink. Want dit is presies wat gebeur het. Hulle maak 'n spons vol suurwyn. Hou dit op 'n stok teen sy mond en hy ontvang dit.
En met alles wat gebeur weer eens, hou God elke draad en elke tou vas in hierdie tyd. Van die profeseë af, tot deur die verhoor, tot met die geeseling, tot met die kruisdraad, tot met die spykers wat sy ledemate deurboor, hou God alles bymekaar, want dis nie die eerste keer wat Jesus iets aangebied is om te drink. Gewoonlik in hierdie omstandighede sal die vrouens voor die tyd 'n mengsel maak van wyn en mirre om die pyn te verdoof, en Jesus sê nee, dankie. Ek wil nie dit hê nie. Ek soek dit nie. Ek drink dit nie. Hoekom? Sodat hy die volle pyn van die kruisiging kan dra. Nie om vir ons te wys hoe hard hy is of hoe sterk hy is nie, maar om vir ons te wys dat hy waarlik my en jou, ons pyn dra, ons las dra, dat hy waarlik in staat is om te sê, maar ek is hier vir jou. Die Seun van die mens leer ons om uit ons eie dors, uit ons eie swakheid te praat en te sê, maar ek is menslik, ek is kwesbaar, en eerlik te wees daarvan. En amper te sê, maar ek kan nie anders as om in dit geloof te doen nie. Jesaja 55 leer ons en vertel vir ons juist hierdie verhaal van water, en ek het so 'n paar weke terug het ek by 'n tannie gaan kuier wat terminaal siek was met kanker. En ons het 'n wonderlike oomblik gehad daar waar sy net sê sy wil net water drink. Om hierdie innerlike vuur wat dit voel of haar liggaam besig is om te verbrand van binne af van die kanker, dit net te les. En dan sê Jesaja 55 vir ons, kom almal wat dors is, kom na die water. Kom julle wat geen geld het nie, kom koop, kom eet en kom drink. Wanneer Jesus om die put staan saam met die Samaritaanse vrou, dan sê sy, gee my daai water dat ek nooit weer hoef dors te hê nie. Dan sê hy, die water sal binne jou wees soos 'n fontein, ek gee dit vir jou. Wanneer laas was jy dors vir Christus, die lewende water? Wanneer laas het jy besef dat Jesus se woorde, ek is dors, vir my en jou is? Die versoek wat hy rig om te sê, gee my net iets. En dan kom gee hy vir ons hierdie geskenk van lewende water. En dalk is jy dors vir vergifnis, dalk is jy dors vir 'n verhouding met God of met jou naaste. Dalk is jy dors vir God, want dit voel of hy al lank weg is van jou af. Jesus sê, ek is dors, en ek dors na jou, my liewe kind. Dis die versoek wat hy rig aan my en aan jou in hierdie tyd. Kom gee jou menswees, kom gee jou hart, kom gee jou hande, en kom word deel van my, Christus. En weet, die een wat self dors was aan die kruis, verstaan. Hy hoor jou. Hy gee vir jou wat jy nodig het. En kom kuier hierdie week saam met ons. En in hierdie woorde gaan jy besef, juis hierdie woorde van die versoek, kom in sy volheid in hierdie week by mekaar. Kom kuier môre saam met ons met die woord verseker. Kom stap saam met my deur die gemeente, deur die kerkgebou, waar ons op verskillende plekke gaan gesels oor verskillende woorde aan die kruis. Ek sien vir jou môre. Totsiens.